Môre maatjies. Ons kuier te lekker in Tsenien en dis hoekom julle manne met kort broeke kan sit, nee, want dit is nie so koud soos in die Vrystaat nie. Dit is eintlik baie lekker hier by ons. Maar ons gaan nog steeds 'n baie mooi verhaal lees hier in die tweede boek van die Bybel. Wat is die tweede boek in die Bybel? Exodus. Maats, en as ons Exodus hoor, dan dink ons aan 'n oom, baie belangrike man in die Bybel, naamlik Moses. Moses was baie belangrik. Nou kom ons lees 'n bietjie hierso. Onthou julle laaste? Reinhard, onthou julle van Farao? Hy het al die seentjies laat doodmaak. Dit was baie hartseer, want hy was bang vir die Israeliete. En die Israeliete het 'n baie sterk en 'n magtige volk geword, né, julle? En dit het hy gedoen, omdat Vader Jahwe vir Israel moet red. Die volk het geroep na Jahwe. Jahwe het sy volk verhoor, maar nie dadelik nie. Daar het eers iets gebeur. Vader Jahwe het eers vir Moses laat gebore word, want hy sou baie jare later, om die waarheid is hy 80 jaar later eers die volk verlos. Maar ons lees hier van 'n man van die stam van Levi, en hy en sy vroukie het die pragtigste ou seentjie gekry. Hulle het gesien in die Bybel dat hierdie seentjie was so mooi. Nou weet hulle, wat het Farao gesê, wat moet met die seentjies gebeur? Hulle moet doodgemaak word. Nou werk Vader Jahwe en hierdie mamma se hart baie geloof, sy glo Vader Jahwe gaan hierdie baba boetie van hulle spaar, né? En wat doen sy? Sy vleg 'n sy het hom eers probeer wegsteek, maar julle weet, is moeilik om babas weg te steek, want hulle huil 'n bietjie, nee, as hulle nie moet nie. En as hy soldate verbykom, dan hoop sy, hulle hoor haar nie, maar baba Moses het maar gehuil, en toe vleg sy uit biesies 'n mandjie, en sy smeer lijmgrond op, en wat nog, pik, nee, laat hy kan waterdig wees, en sy gaan bære hom daar by die riete, en hierdie baba boetie het eintlik ook 'n ouer sussie gehad. Kan julle onthou wat is die sussie se naam? Miriam. En 'n ouer boetie ook, nog steeds klein, maar Aaron was sy ouer boetie. Maar Miriam het daar in die riete weggekruip en gewonder, wat gaan van haar boetie in daai mandjie word? En julle sal nie glo nie, hier kom koning Farao se dogter daaraan met al haar slavinne, en sy gaan nou daar in die Nylrivier bad. Ek sal persoonlik bietjie bang wees vir krokodille, maar sy het daar gaan bad. Hulle het seker maar daar so 'n plekkie gehad wat veilig is, en daar hoor sy, hier is iets in die riete, en sy sien die mandjie, en sy gaan haal die mandjie, en hier is 'n baba. Maats, en Miriam wat net daar agter die biesies weggekruip het, hardloop uit, en sê vir Tannie, ek sal iemand kry van die Israeliete om hierdie babietjie groot te maak, want kyk, om babietjies groot te maak is harde werk, vra maar 'n bietjie vir julle ouers, dit is groot werk, en die dogter van Farao sê, dis nou 'n baie slim plan, maar as hy nou oud genoeg is, dan bring jy hom terug vir my. En so het dit gebeur, dat Vader Jahwe voorsien het, dat Moses na sy eie mamma toe kon gaan, en sy het hom mooi groot gemaak, seker baie vir hom gebid, baie vertel van Vader Jahwe, totdat hy groot genoeg was, en sy het hom na Farao se dogter toe gevat. Haar hart was seker baie seer, want daai tyd het sy ook geleer, wat doen Vader Jahwe? Hy hoor gebede, hy doen wonderwerke, en Vader Jahwe het 'n plan met Moses se lewe. Ons weet dit, want ons het nou die Bybel gelees, ons weet hoe wonderlik Vader Jahwe vir Moses gebruik het. Maar selfs toe hy 'n babietjie was, het Vader Jahwe al vir hom gesorg en voorsien. Maats, weet julle wat? In Yeshua se koninkryk is ons net so belangrik soos Moses. Van babietjie daar af sorg Vader Jahwe vir ons. Hy het 'n plan vir ons lewe, en ons ouers bid vir ons, dat ons Jahwe sal lief hê en sal dien. En dit is vir ons 'n baie mooi verhaal. Julle moet asseblief vir pappa en mamma vra om vir julle Exodus 2, ek het vandag net so die helfte van die hoofstuk vertel, want die ander helfte gaan skielik toe Moses nou groot was. Maar dit gaan ons vir volgende week los. So net eers Moses se verhaal van babietjie, en hoe Vader Jahwe hom behoed en bewaar het. Kom ons sit net so, dan sluit ons die oogies. Toe oogies.
Dankie Vader Jahwe vir u wonderlike woord. Dankie vir die pragtige verhaal van Moses, wat u vir Israel 'n redder gestuur het, maar hoe u hom van babetjie daar af behoed en bewaar het, 'n plan het vir sy lewe, en dat hy kosbaar was in u oë. Dankie dat u ook vir elkeen van ons 'n plan het, en dat ons koslik in u oë is. Ons loof en ons prys u. In Yeshua, amen. Maats, sterkte vir die week, die skole sluit, nee. Einde van die week, soet wees tot die hele vakansie deur, tot volgende week. Tata!